begin die naam van die Here groot maak en jy voel sy wonderlike, heerlike teenwoordigheid wat daar inkom, begin te roep op daai oomblik op die bonatuurlike. Dit is in daai oomblikke wat dit teenwoordig is. Ons het 'n lied gesing vanoggend, God's not dead, no, he is alive. Glo jy dit? Amen, ek weet dit vir 'n feit, julle. Julle, ek kom vanoggend na julle toe om vir elkeen van julle te sê, dit is omdat ons te min tyd in sy heerlike teenwoordigheid spandeer. Dis omdat ons nie 'n afsonderlingstyd het nie. Dis omdat ons nie 'n tyd het wat ons in 'n lofprysende, verheerlikende, aanbiddende tyd by die huis met die Here spandeer nie, wat ons so min in die dimensies van die Gees in beweeg, waar kanker genees word, waar krepeles loop, waar blinde oë oopgaan, waar jy dinge in die Gees kan roep, al sê hierdie wêreld anders, al sê hierdie wêreld maar die ekonomie van hierdie wêreld, julle, ons God is nie aan die ekonomie van hierdie wêreld gekoppel nie, hy gee vir die kraaie opdrag, gaan gee my diensknegt kos. Amen, kom ons gee die Here hand vir dit. Hy gee vir die kraaie, 'n kraai steel, hy bring nie. 'n kraai steel. Julle luister gou hiervoor. Hy gee die kraaie opdrag om sy man van God te onderhou. Ek kom vanoggend in hierdie kerk om vir jou te sê, jy is 'n vrou van God. Jy is 'n man van God. Die Heilige Gees is inwonend in jou. Jy glo geen leuen van die Satan nie. Jy neem aan dit wat waarheid is. Dit wat vir jou onmoontlik kry is die Dit wat onmoontlik lyk, hoor gou hier julle, is die perfekte atmosfeer van die heerlikheid, van die teenwoordigheid van die Here, van die God van die onmoontlike, wil homself aan jou in die bonatuurlike, wil hy hom vir jou bewys. Kom aan julle, ek dien nie God omdat hy 'n gewone mens is nie, ek dien hom want hy's God. Ek dien hom nie omdat hy net gewone goed doen nie, ek dien hom want hy doen die bonatuurlike. Wanneer mense sê kan nie, dan sê God kan. Amen, kom ons gee die Here hand vir dit. Daarom in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, sê ek vanoggend nou vir jou, ontvang jou wonderwerk, ontvang jou verlossing, ontvang jou vrymaking, gaan in die volheid wat die Here God die Almagtige jou ingeroep het. Amen, amen, ja, prys die naam van Jesus Christus. Julle weet julle waar word hierdie goed uitgebore? Hierdie wat julle nou hier gehoor het. Dink julle ek het dit daar by die huis gaan voorberei? Nee, glad nie. Ek het nie eens aan die goed gedink nie. Terwyl ons besig is om te aanbid, terwyl ek besig is om my af te sluit van alles rondom my en om te aanbid, toe begin dit kom, toe gaan die hemele oop, begin dit uitkom. Julle luister gou hierso. Jy moenie hier in lofprysing en aanbidding met allerlei goedjies besig wees nie. Weet julle wat die aarde kan vergaan? Laat hy vergaan. Nee, luister hierso vir my. Jy skakel in by hom wat lewe tot in alle ewigheid, julle, en jy fokus op hom en jy laat niks jou versteur met dit nie. En ek sê vandag vir julle, jy gaan hom in die krag van sy heerlikheid en sy teenwoordigheid nie net sien nie, ondervind en beleef. Amen. Ons gee die Here hand vir hom. Amen. Halleluja. Ek wil vir julle sê, God is nog dieselfde God wat vir die volk die rots oopgebars het en vir hulle water uit hom uitgegee het. Hy is nog dieselfde God wat die manna gestuur het en die kwartels gestuur het en binne in die woestyn 2 miljoen gevoer het. Daagliks. Selfe God wat die Rooi See oopgekloof het. Julle, hy's nou hier. Hy's nou hier. En raai wat sê hy vir jou? Ek is lief vir jou, ek gee om vir jou. Nou jou belange is my belange. Ek wil die goeie aan jou doen. Ek wil vir jou 'n beker gee, 'n mate propvol ingedruk en die oorlopends toe vol. Maar terwyl jy die leuns van die vyand glo en dit met jou lippe bely, sluit jy self die deure toe, waardeur ek jou wil seën. Het jy geweet jou lippe sny jou seëning af? As jy sê, daar's nie geld nie. Ek weet nie hoe gaan ons dit maak nie. Jy skep hoor, jy skep lekker. Jy sluit toe,
jy sluit goed toe. Ek kom vandag om vir jou te sê, daar's soveel krag in jou mond, as jy uit die geloof sal begin spreek, en die Here God die Almagtige vertrou, sal die hele hel en al sy demone, dit wat jy gespreek het, nie kan stop nie. Kom ons gee die Here hand vir dit. Nie kan stop nie. Jy sal skep met jou mond, you will create with your lips. En God het gesê, laat daar lig wees. Was daar lig? Maar 'n negatiewe mens sal nie weet nie. God het gesê, kom ek maak skeiding, die aarde was woes en leeg. Hy het gesê, kom ek maak skeiding tussen die waters en droë grond. Het dit gebeur? Is God gister, vandag en môre en tot in alle ewigheid dieselfde? Hy's nou hier. Ons gee hom 'n hand vir dit. So nou wil ek vir julle sê, terwyl hierdie woord in die atmosfeer is en die krag van hierdie woord in die atmosfeer nou hang vir elke een wat 'n kontakpunt sal wees deur geloof, want jy verenig hierdie woord met geloof vanoggend. Jy gaan hierdie woord wat nou uitgegaan het met geloof verenig of nie. Sal die kontakpunte, dit is soos suiwer goudpunte wat in hierdie kerk sit, want hulle glo wat nou gebeur het. Terwyl hierdie nou in die atmosfeer is, begin vir die Here dankie sê dat hy jou besigheid seën, dat hy jou boerdery seën, dat hy jou huisgesin seën, dat hy jou huwelik seën. Kom aan, begin vir die Here nou dankie sê. En terwyl jy hierso sit, julle luister, jy het nodig om dit te begin doen. Sê, Here, ek sny elke negatiewe ding oor my huwelik af. Ek sny dit nou oor my kinders af, Here. Ek seën my besigheid, Vader, in Jesus Christus se naam. Kom nou julle, die tyd is nou hier. Neem en besit. En ek sê vir julle, dit sal so wees. Nou kan jy vir my sê, hoe kan jy dit sê? Want die woord van God is waar. Die woord van God kan nie gestop word nie. En elke een wat reageer op die woord van God en in beweging kom, sal sy wonderbare wonderwerkkrag sien. Amen. Amen. Halleluja. Right. Dankie Jesus. Halleluja. Ek is verskriklik lief vir die beweging van die Heilige Gees. In oomblikke soos hierdie. Seën jou huwelik o. Dis wat ek nog moes sê. Terwyl ek onder die aanbidding was toe, sê die Here vir my, huwelike is nou geweldig onder aanslag. Huwelike is nou geweldig onder aanslag. Ons gaan gou gesag neem oor dit. Amen. Staan saam met my, ons gaan gesag neem gou hieroor. Ek wil hê julle moet saam met my stem, dat elke beweging in die Gees, ons gaan nou vir ons eie gemeente bid vir dit. Almal wat hier sit, selfs die wat nie in die kerk is vanoggend nie, ons gaan nou gesag neem oor dit en die werke van die duiwel sal verbreek word nou. Glo julle dit? Vat gou hande, almal in eenheid. Soms so oor die gange ook. Vat hande as julle kan. As dit moontlik is, vat hande. Julle nou gaan ons saam stem. Okay. Ons gaan saam bid. Ons gaan dan in eenheid bid. Okay. Kom ons maak ons oë toe. Ons gaan nou gesag neem. Amen. Bid saam met my Vader. In Jesus Christus se naam. Neem ons nou gesag. Teen elke demoniese mag. Teen elke krag. Teen elke beweging wat huwelike uitmekaar wil skeur. Ons bind dit. Ons bestraf dit. Ons verbreek dit. Ons seën nou elke huwelik teenwoordig in hierdie huis en die res van die gemeente in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Kom ons gee hier hand vir dit. Amen. Sit maar gou, maar ek wil gou iets vir julle sê. Wie ken vir Biliam? Wie weet wie's Biliam? Okay, wie ken die donkie? Die donkie. Weet van die donkie. Wie het al 'n donkie hoor praat? Enige iemand? En dan praat ek nie van donkietaal nie, menstaal. Ek praat van menstaal vanoggend.
Die donkie praat met Biliam. Biliam slat hom. Nee, want hy wil nie loop nie, maar die Here maak die donkie se oë oop en hy sien die engel. En daai donkie sê, nou wys, ek gaan nêrens nie. Biliam slat hom, nee. En Biliam begin met die donkie praat, soos wat ons baie keer sal doen met die diere wat nie wil doen wat ons wil hê hulle moet doen nie. Jy weet. Sê hy vir hom, nee, wat is dit met jou? Dat jy so hardkoppig is, nee. En die donkie praat met Biliam. En vir die eerste paar oomblikke kom hy nie agter, die donkie het nou met hom gepraat en hy praat terug met die donkie nie. En skielik open die Here die oë van Biliam en hy sien die engel wat met die swaard staan om hom af te maai. Die engel staan met die swaard om vir Biliam af te maai. En sy oë gaan oop. En die donkie het hom beskerm, anders was hy dood. En ek wil hê julle moet hierdie hoor vanoggend. En God, Biliam gaan om Israel te vervloek. 3 maal na mekaar kry hy dit nie reg nie. Daai koning is gereed om hom van kant te maak. 3 maal kry hy dit nie reg nie. En Biliam sê, wat is dit? Ok, ons kan nou gou ruil. En Biliam sê, hoor gou hier. En Biliam sê vir die koning, weet jy dan nie wat God geseën het, kan geen mens vervloek nie. Ons het vanoggend seëning uitgeroep, julle. Ons het vanoggend hier seëninge uitgeroep, julle, oor elke huwelik wat in hierdie plek verteenwoordig word, was dit in die wil van God. Het die Here dit ondersteun. Amen, ja en amen. Amen. Halleluja. Kom ons raai battery gou 10 asseblief. Prys die naam van die Here. Nou wil ek vir julle sê, ek hoop jy sal vir jouself gereeld en spreek God seëning oor jou uit. Wil jy soek jy 'n voorbeeld uit die Bybel? Daniël. Soek julle 'n voorbeeld uit die Bybel? Julle luister vir my vanoggend. Jy moet jouself daagliks salf en die seën van die Here oor jou lewe uitspreek. Ek weet ons wil hê dat die pastoor moet dit doen. Daar is nog so 'n bietjie van 'n stering, ons sal maar kyk. Kom ons kyk maar. Ek weet ons wil hê die pastoor moet dit doen en ek weet ons wil hê al die ander geestelikes moet dit doen, maar miskien moet jy dit doen. Miskien moet jy op die plek kom wat jy sê, ek aanvaar nie hierdie nie en ek aanvaar nie hierdie wat in beweging in my huwelik is en in my lewe is nie. Ek sny dit af in Jesus Christus se naam. Ek roep nou seëning in my lewe. Ek roep voor uitgang van God, roep ek vanoggend in my lewe. Amen. Julle luister gou hierso. Jy moet dit begin doen. Sê vir my, hoe leer jy om fiets te ry? Jy klim op. Né? En dan begin jy trap en dan val jy. Dan klim jy net nooit weer op nie. Nee. Dan klim jy weer op. Dan ry jy, dan val jy weer. Dan klim jy weer op, dan trap jy, dan val jy weer. En as jy jou oë uitvee, dan ry jy 'n fiets. So werk dit met die kraggawes van God in die Heilige Gees. Moenie moed opgee omdat jy 1 of 2 keer of 3 keer of 4 keer vir iemand gebid het en jy dit nog nie sien uitspeel nie. Gaan net aan om te doen wat die Here jou in sy woord geleer het, glo dit en gaan net aan. As jy jou oë uitvee, dan begin daar bonatuurlike dinge in jou lewe gebeur. Daar kom 'n bonatuurlike beweging van God in jou lewe. Amen. Sal jy dit doen of gaan jy of suig jy te lekker aan die suigstokkie van negativiteit? Julle, ek gaan vir julle hierdie goed sê, hoor. Besef julle, né, dat die negatiewe gees binne in ons neem net so oor. Net so. Dan neem hy in jou lewe oor. Jy gee vir die Satan geen plek nie. Jy bely nie sy werke vir hom nie. Jy skep nie krag aan die dinge wat hy doen nie. Jy bestraf dit, jy bely dit, jy bestraf dit, jy werk dit van jou weg en jy begin woord kwoteer en jy kwoteer dit wat die Here vir jou
Dit hoef nie 'n skrif toe noodwendig te wees nie. Jy kan met jou eie lippe sê wat jy vir God voor vertrou wat in jou lewe moet gebeur en doen dit. Amen. Amen. Halleluja. Goed. Okay, goed. Julle vanoggend het die Here baie spesiale boodskap op my hart gelê. So as dit gebeur het dat jy vanoggend in hierdie kerk is, dan is jy gestuur, nommer 1. Nommer 2 uitgekies deur God. Nommer 3 getrek deur die Heilige Gees hiernatoe dat jy vanoggend in hierdie kerk sal sit want die Almagtige wil vandag met jou praat. Jy sit nie per ongeluk hier nie, hoor. Ja, maar ek gewoon Kosie het my genooi en nee. Jy's hier want God het beskik dat jy in hierdie kerk sal wees. Alraait. Goed. Ek gaan so 'n bietjie uit my hart uit praat. Wanneer gaan die groot verdrukking gebeur? Direk na die wegraping. Julle luister gou hierso. Ek hoop nie julle is geestelik blind nie. Die tyd vir die groot verdrukking is nou hier. Wanneer gaan die 1000-jarige vrederyk op die aarde gebeur? Kan enige iemand vir my sê? Wat sê die woord? Direk na die groot verdrukking. Direk na die groot verdrukking gaan daar 1000 jaar vrederyk gebeur. Wat gaan dan gebeur? Die dooies wat in die Here gesterf het gaan opstaan. Die dooies wat in die Here gesterf het gaan opstaan. En ons gaan nou saam met Jesus Christus vir 1000 jaar op hierdie aarde as konings en priesters regeer. En ek kom vanoggend om vir julle te sê, ek weet hierdie boodskappe word min gepreek, dis name it, frame it, claim it, gaan huis toe, be blessed, and once saved, always saved, en moenie worry nie, jy gaan hemel toe. Dis die trend van die boodskap daar buite. Maar ek sê vir julle, vanoggend moet julle hierdie boodskap hoor. 'n Heilige God het 'n Heilige Gees gestuur om vir hom 'n heilige bruid gereed te kry, om in die hemel saam met hom in 'n bruiloft te wees, julle. En daar is 10 magte. Helfte van die maagde gaan die groot verdrukking en die ander helfte gaan in die bruiloft wees. Wanneer word jy 'n maagd? Wanneer word jy 'n maagd in die gees? Wedergeboorte. Julle, by jou wedergeboorte word jy 'n maagd van die Here. Wat beteken die woord maagd? Wat beteken dit? Rein, heilig, suiwer. Rein, heilig, suiwer. Rein, heilig, suiwer. Kom julle, rein, heilig, suiwer. Is jy besig om reinheid, heiligmaking en suiwerheid in jou lewe na te strewe? Is jy 'n maagd? Is jy wedergebore? Hoe word jy 'n maagd? Deur die bloed van die lam. Deur die bloed van die lam. Want die bloed van Jesus Christus, sê hy vir ons, reinig ons. 1 Johannes 1, reinig ons van alle ongeregtigheid. Die bloed van Jesus Christus. En dan is dit nie, eendag op 'n tyd, op 'n dag het ek 'n gebedjie opgesê en ek het die Here gevra om my sondes te vergewe en my sy kindjie te maak nie. En nou is ek vir ewig sy kindjie en nou leef ek 'n lewe soos wat ek wil in hierdie wêreld, want die bloed van Jesus reinig en heilig en suiwer my nie. Dis nie dit nie. As dit die lering is wat jy glo, het jy verdwaal. Hier's die lering wat jy moet aanhang. Die Heilige Gees sal jou kom oortuig van sonde. Wat sê die woord vir ons? En wanneer die Gees van die waarheid kom, sal hy julle oortuig van sonde en van geregtigheid en van 'n ewige oordeel. Enige prediker wat nie sonde preek nie, wat nie geregtigheid preek nie en wat nie die ewige oordeel preek nie deur die Heilige Gees nie. En tog in die tyd wat ons leef, julle,
Hoor ons bitter min die prediking sonde, wat ons so sterk moet hoor. En tog is dit die eerste werk wat die Heilige Gees in kinders van God se harte sal maak, jy's in sonde. Dan sal hy vir jou sê, hier kom geregtigheid, bely dit. Want daar is 'n bloedprys vir jou betaal aan die kruis. Bely dit, jy's in sonde, bely dit. En dan sal hy vir jou sê, want jy het nodig om gereinig, gesuiwer, geheilig te word, sodat jy in geregtigheid voor die lam van God kan staan. Julle, dat jy voor God in geregtigheid kan wees. So jou Christelike lewe moet so gaan. As jy bewuswaar raak van sonde in jou lewe, moet jy dit onmiddellik kragtig bely. Doen julle dit? Doen julle dit, julle? Jy moet dit doen met 'n oorgawe van hart. Tweede ding is, vra die Here, Here vergewe my, was my met die bloed, reinig my deur die Gees. Sal God jou dan vergewe, jou reinig, jou heilig en jou suiwer van daai sonde? Sal hy jou met sy bloed op daai oomblik skoon was as jy dit doen? Hy sal. En dan het jy nodig om te weet dat jy in die lewe van heiligmaking daarna moet wandel, omdat daar 'n ewige oordeel kom. Ek weet dit is min dat jy deesdae hierdie tipe prediking hoor. Julle, daar kom 'n groot verdrukking, dis nou hier. Moenie dink is nie nou hier nie, dis nou hier. Die aarde is besig om in soveel boosheid in te val op die oomblik. Julle, kom ek sê vir julle wat die woord sê, daar sal 'n tyd kom wat reg is sal verkeerd wees en wat verkeerd is sal reg wees. Daar sal 'n tyd kom wat mense nie meer skaam sal word nie. Hulle word nie meer skaam nie. Hulle praat oor dinge wat in die binnekamer hoort, asof dit elke dag se alledaagse gesprek is, morele waardes is by die agterdeur uit. Ek kom vandag na julle toe om vir julle te sê, ons moet terugkeer na 'n heilige God toe. Ons moet gewas word met die bloed van Jesus Christus. Oortuiging van sonde moet in ons harte weer plaasvind. Ek wil vir julle vra, wil julle dit hê? Wil julle dit hê? Amen. Moet die Heilige Gees kom en jou van sonde oortuig. Julle luister gou, het jy geweet 'n mens kan wonderwerke doen en jy kan profeteer en jy kan siekes genees en jy kan hierdie woord uit jou kop uitken en mense impres so goed soos wat jy dit ken in hel toe gaan. Het jy dit geweet? Het julle dit geweet? Het gaan nie oor of jy wonders doen nie. Ek wil hê julle moet hierdie gou hoor vanoggend. Dit gaan nie of jy kan profeteer nie, hoor. Julle luister gou, ek gaan nie of die skrifte so kan quoteer nie, alhoewel dit baie goed is. Dit gaan daaroor, is jy in 'n lewende verhouding met Jesus Christus? Streef jy heiligmaking na, julle? Wil jy getransformeer word? Het jy 'n verlange na hom en het jy 'n soeke in jou om hom net nader en nader en nader en nader aan hom te kom? As jy dit het, sê ek vir jou, daai soeke, daai verlange, die belydenis van sonde, julle om so naby as moontlik aan God te kom, te midde van baie foute nog in jou lewe. Hoor gou hier, terwyl jy nog nie naaste by volmaak is nie, maar hier's 'n verlange in jou hart en 'n strewe om daar uit te kom, sê ek nou vir julle, as Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here op die wolke kom en jy het hierdie tipe dryf en die belydenis binne in jou en 'n roep na God, julle, sal jy saam met hom in 'n oomblik, in 'n oogwink, soos wat die woord vir ons sê, by die laaste bassein in die hemele opgeneem word en jy sal Jesus Christus tegemoet gaan in die lig. Wie het so 'n maand terug presies hierdie boodskap gehoor? Presies. Een hand. Okay. Wie het so 2 maande terug het gehoor? Wie het so 3 maande terug al hierdie boodskap gehoor? Wie het 'n jaar terug at least daarom al gehoor? Okay, daar's nog 'n hand, daar's nog 'n hand. Maar hoekom word hierdie boodskappe nie meer so gepreek nie, julle? Wat ek nou vir julle gesê het, is dit waarheid. Julle, is dit waarheid. Ek wil gou ietsie sê. Die Here het ons nie geroep om te word soos wat hierdie wêreld is nie, hoor. Hy het jou geroep om anders te wees. Hy het jou geroep om heilig te wees. Hy het gekom om jou na sy beeld te transformeer. En nou gaan ek gou vir julle sê, die Satan het vir ons kom lieg en vir ons gesê, dis verskriklik, moeilik.
Kry daai leuen uit jou kop uit nou. Dis nie verskriklik moeilik nie. Weet julle wat vat dit, Vader? Ek kom na U in Jesus se naam. O my God, ek het U so lief. En hou net aan dit doen, né? En praat met die Here. En hou net in jou hart met hom praat en na hom verlang. Dan gaan hy, want hy wat my soek, sê die Here, hy sal my vind. Hy wat my soek sal my vind. Die Here sê, hy wat tot my nader, ek nader tot hom. Ek kan die kleinste kindjie vir oggend hier uithaal en sê vir hom, hy moet sê, Jesus, ek is lief vir U. O maat, as jy in die gees kon sien, dan sien jy hoe kom die lewende God oor hy kind. As jy maar net kon sien. O julle en ons ouer mense moet dalk van die kindertjies afleer, né? Om 'n boldness te begin kry, om oor ons Here te begin praat, en die liefde van ons hart aan ons Here te begin openbaar, julle, en in 'n dieper verhouding met ons Here Jesus Christus te kom. Stem julle saam met my? Kom ons praat met die Here, kom ons beweeg naby aan die Here. Hy wat lig is, sal ons transformeer, en duisternis sal van ons afval. Amen. Amen. Halleluja. Goed. Right, ek wil vanoggend praat oor dit wat die Here op my hart gelê het, die 10 maagde. So ons het nou gestabiliseer, ons het nou vasgemaak, ons het nou gesien, wanneer word iemand een van die 10 maagde? Wanneer jy wedergebore groot gedoop is, en jy is besig om Jesus Christus na te volg, het die wassing van die bloed van Jesus Christus in jou lewe gekom, het die reiniging van sonde in jou lewe ingekom. En jy word gereken 'n maagd in die gees. Stem julle saam met my? Julle luister gou hier. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle ongeregtigheid. Het jy 'n maagd geword in die gees? Jy het. Maar selfs as 'n maagd is daar vir jou 'n baie groot waarskuwing. Kom ons gaan lees in Matteus 25. Die gelykenis van die maagde. So ek kan julle vanoggend as maagde aanspreek, mag ek maar? Maagde in Jesus. Rein vrou, uitverkore vrou van God, bruid van Christus. Amen. Right, goed, kom ons gaan kyk. Hy sê in Matteus 25 vers 1, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het die bruidegom tegemoet. Wie is die bruidegom? Dit is Jesus, julle. Daar's 10 maagde wat hulle lampe aangeneem het. Nou ek wil net gou oor die lampe praat. Wanneer jy jou hart vir Jesus Christus deur die wedergeboorte gee, dan kom woon die Heilige Gees binne in jou. Okay, kom woon binne in jou. Want jy kan nie weergebore raak sonder die Heilige Gees nie. En die Heilige Gees van God is jou lamp wat in jou brand. Jy ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees van God is die lamp wat in jou brand. Okay, ek wil hê julle moet aan dit vashou. Okay, nou, kom ons kyk. Hy sê, en van 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. Okay, sê gou vir my. Is almal oor die wêreld maagde? Is hierdie geestelike maagde wat hy hiervan praat, is almal wat gelowig oor die wêreld is, met hulle gelowe wat hulle aanhang, maagde? Nee, hulle is nie. Hulle is nie maagde nie. So, okay, kom ons kanselleer gou uit alle gelowe behalwe die Christendom. Die Christendom is almal wat sê ek is 'n Christen, 'n maagd. Okay, nou wie word dan die maagde? Julle luister gou hier, hulle wat waarlik wedergebore is. Hulle wat waarlik wedergebore is, word die maagde. Is almal van hulle die wyse maagde? Almal wat wedergebore is? Nee, hulle is nie.
Daar's 'n kwalifikasie wat ons moet hê. Julle, daar kom 'n groot verdrukking, hy's nou hier. Jy kan skop en skreeu, die Here sê, duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Kom aan, Jesaja 60. Duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Julle, die tyd word al hoe donkerder in die gees. Julle, daar is min Christene wat werklik 'n helder brandende lamp het in die gees. So ek wil vir julle sê, ek wil vir julle vra, as julle na die televisie kyk en jy vat jou selfoon en jy gaan op die sites in wat jy ingaan, sien jy meer lig as duisternis. Jy sien baie meer duisternis. Dis 'n geestelike tipe duisternis. Dis mense wat die gees van hierdie wêreld, die gees van hierdie wêreld op hulle dra. Hulle praat soos wat hierdie wêreld. Hulle dra hulle modes soos wat hierdie wêreld dit dra, Hulle doen alles wat hierdie wêreld doen, want hulle wil lyk. Hulle wil praat soos wat hierdie wêreld praat. Hulle wil soos hulle lyk. Hulle wil met hierdie wêreld identifiseer. Maar as jy hom vra as hy Christen, dan sê hy ja. Is jy een van die magte? Ja, ek is. Nou kom wil jy lyk soos wat hierdie wêreld lyk. Julle luister gou hierso. Jy moet binne in jou, ek wil hê hierdie moet nou in jou ingaan. As jy een van die magte wil wees, as jy waarlik een van die magte wil wees, né? Dan kom ek vanoggend na julle toe om vir julle te sê, jy moet alles doodmaak wat lyk soos wat hierdie wêreld lyk. Jy moet alles wat praat soos wat hierdie wêreld praat, moet jy uitwis uit jou lewe uit. Julle luister gou hierso. As die Heilige Gees iets afkeer, keer jy dit outomaties af. Né? Jy moet dit outomaties afkeer. Wie wil graag die groot verdrukking ingaan? Jy wil daarin bly. Jy wil graag in die groot verdrukking inbly. Né? Wie wil in die groot, wat gebeur binne in die groot verdrukking? Springkane, sê hy daar kom springkane? Sê hy hulle het skorpioensterte? Sê hy hulle het 'n borsharnas aan wat van pantser is? Sê hy daai springkane het leeutande? Sê hy dat hulle het hare soos wat vroue hare het? Sê hy dat in hierdie groot verdrukking oor hierdie tyd, wanneer hulle opkom, sal dit klink soos baie perde wat opruk vir die oorlog. Sê die woord dit, julle. Sê hy in daai tyd sal die mense, die springkane wat op hierdie aarde kom, so vrees dat hulle die dood gaan soek, maar die dood gaan van hulle wegvlug. Sê die woord dat hulle opdrag is alleenlik, en ek wil hê julle moet hierdie hoor, om die mense op die aarde te kom steek met daai sterte en pynig, alleenlik hulle, almal wat nie met die seël van die lewende God voor hulle hoofde verseël is nie, sê hy dit. Sê die woord dit. Julle praat ek skrif hierso. Of moet ek dit in detail vir julle uitlees uit die skrif uit? Ek gaan dit nie ongelukkig nou kan doen nie, anders gaan ek nie by die kruks van die boodskap kom nie. Gaan lees in Openbaring. Gaan lees oor die pla en die basuine wat oor die aarde geblaas gaan word. Hier's 'n interessante ding. Wie weet daar word basuine oor al die hoofstede van die wêreld geblaas? Wie daai video al gesien? Dis nie net een nie. Dis live video's oral, dan hoor jy basuine tot die voëls vlieg uit die bome uit, né, onder die geklank van basuine wat oor al die hoofstede van die wêreld blaas. Julle luister gou hierso. Ek wil gou iets vir julle vanoggend sê. Ons moet vir Jesus Christus leef. Nou meer as ooit van tevore. Okay. En ek gaan nou vir jou sê, jy gaan jou geite en jou goetertjies moet bietjie begin eenkant toe sit, né? En jou lewe gaan moet begin om 'n godsbeeld uit te straal meer as ooit van tevore. Amen. Julle verloor jou vriende. Verloor hulle. Verloor 'n besigheidsdeal. Want jy kon nie saam met die ou gaan dop het om hom te kry nie. Sorry, ek praat nou soms soos wat die wêreld praat. Vergewe my vir dit, né? Jy moes vir hom so hoop geld onder die tafel deurstoot dat jy die kontrak kon kry. Kom weg van hierdie dinge, want ek sê vir julle wat nou oor die aarde kom, né? As jy nie so by Jesus Christus en in die Here is nie, sê ek nou vir jou, gaan daar, julle, nie almal gaan met die seël van God, nie almal wat homself Christen noem, gaan met die seël van God voor hulle voorhoofde verseël word nie. Ek kom vandag om vir julle te sê,
Hulle wat 'n Jesus Christus belydende, heiligmakende, soekende lewe na die Here toe soek. Die Here gaan sy engel uitstuur en hy gaan al die diensknegte van God gaan hy voor hulle voorhoofde met 'n seël van God verseël. Daai springkaan sê die Bybel sal by jou verbyvlieg. Hy sal die ou langs jou steek en martel om te kere gaan en hy sal nie aan jou raak nie. Hy sal nie aan jou raak nie. Klink dit soos 'n fairy tale? Mense gaan dit met hulle eie oë sien. En dis nie in die gees nie, hoor. Ons verduidelik 'n ding maklik weg, dit gaan in die gees wees. Nee, dit gaan in die fisiese wees. Daai ene, daai gaan in die fisiese uitspeel. Glo julle hierdie goed, julle? Glo jy die hele Bybel? Die hele skrif is deur God ingegee. Sê die woord dit? Die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot teregwysing. Amen. Om vir die Here 'n wat toe te berei? 'n toegeruste volk. Daai ingegee, hoor nou net hier, ek wil net vandag dit vir julle sê. In die ou King James, in die oorspronklike vertaling sê hy God breathed. God geasemde woord. Amen. Julle luister gou hierso. Ek weet ek het nou kwaai gegaan hier na die een kant toe, maar ek wil hê julle moet besef hoe belangrik, hoe crucial is die tyd wat ons nou in lewe. Nou, ek wil hê julle moet weet hoe ver weg is die aarde alreeds. Nou, ek wil hê julle moet weet dat die Satan met 'n groot woede, sê die Bybel, na die bewoners van die aarde gaan neerdaal om hulle te vervolg. Almal wat Jesus Christus bely. En daarom moet jy toegerus wees in die gees. Jy moet op 'n plek kom dat jy in die krag van God in die gees beweeg. Jy moet nie meer onseker wees oor jou geloof nie. Jy moet nie meer onseker wees om te bid nie. Jy moet die naam van die Here met 'n gesag en 'n autoriteit in jou dra. Amen. Amen. Goed. 10 maagde. Right. Ek het nou heel bietjie weggegaan, maar julle, ek moet 'n agtergrond vir ons bou, laat ons kan sien waar bevind ons. As ek vir jou sê, dis ernstige tye, en jy het op die mooiste highway hiernatoe gery, en daar was nie een pothol nie, en daar was nie een skelm nie, en daar was nie een spike nie, en daar was nie, en jy weet nie van hierdie dinge nie, en ek verkondig die goed vir jou, dan gaan jy sê, klink 'n bietjie far-fetched vir my. Maar as ek met jou praat, soos wat ek vanoggend gepraat het, en vir jou vertel het, julle, wat gaan nou in die geesteswêreld op die oomblik aan die gang? En het julle geweet, baie demoniese magte word saam met 'n gees van verblinding uitgestuur. Wie weet dit? Hoekom is die gees van verblinding ook daar? Ek wil hê julle moet hierdie goed hoor. Hoekom is die gees van verblinding daar? Dat jy nie sal sien wat is werklik aan die gang nie. Dan werk hierdie ander demoon terwyl die ander een jou verblind. Julle, ek kom vanoggend na julle toe. Ons moet Jesus Christus meer ernstig opneem as ooit. En jou lewe. Ok, goed, vers 2. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. So van die wedergebore Christene op die aarde. En hierdie 5 is nie die ratio nie. Dit was maar net om vir ons die prentjie te skep. As jy dink helfte van die kerk gaan weggeraap word, dan maak jy 'n groot fout. As jy dink helfte van die kerk gaan die bruid wees, dan maak jy nog 'n groter fout. Dis hulle wat waarlik die lamp het wat in hulle brand, julle. Kom ons lees verder. Hy sê, en toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Nou wat het 'n lamp nodig in Jesus se tyd om te brand? Olie. Hoe kry jy olie? Toe die wat dwaas is, het julle geweet, daar's regtig dwaase Christene, wedergebore, grootgedoopte Christene. Nou, ek gaan gou die dwaases vir julle noem. Nee, kerk toe gaan is geen prioriteit nie. Dwaas. Om binnekamer gebed te doen is geen prioriteit nie. Dwaas. Dwaase maagd. Dwaase maagd. Om die woord beter te leer ken en die woord in jou hart te dra, nee, is nie 'n prioriteit nie. Ek sal Sondag, miskien eenmal in 2-3 maande dat by die kerk kom, ek gaan net so 'n bietjie weer opcatch wat die prediker sê en dan sê ek weer alright, né? Hulle lampies brand, maar hy brand flou.
En die Here gaan kom. Julle luister gou, ons Here Jesus Christus gaan op die wolke kom, en hy kom om die magte te kom haal, wat baie olie. Hoe baie moet hulle hê? Kom ons gaan kyk gou. Wie is bly ek preek hierdie preek vanoggend? Is julle bly? Is julle bly ek preek hierdie preek? Nee, pastoor, moes jy nou hierdie een gekies het vir vanoggend? Kom ons neem dit, ons vry met, ons klein met, ons almal happy, ons gaan huis toe. Die woord sê, daar sal 'n tyd wees. Dit staan nie op my kansel op hierdie plaatjie, hierso. Goue plaatjie. Daar sal 'n tyd wees wat hulle gesonde leer nie sal verdra nie. Maar vir hulle 'n menigte predikers sal versamel om hulle ore te streel. En dan sê hy, maar wat sal hulle aan die einde daarvan doen? So watter prediker soek jy? Ek wil jou gou vra volgende. Een wat 'n woord soos hierdie sal bring? Of een wat jou gaan laat lekker voel as jy uit die kerk uitloop? Julle weet julle wat, ek wil die waarheid hoor, al maak hy seer. Wil ek die waarheid hoor? OK. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, vers 3, het hulle geen olie saam met hulle geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Julle hoor gou hier, die verstandiges. Hy het nie net gesê, ja, weet jy wat, die Here gaan kom, ek weet dat my lampie vol olie maak nie. Hulle het gesê, die verstandige sê, my lamp is klaar vol olie. Hy is stok en blok. Maar kom ons vat hier so kan, né? En dan maak ons die kan ook vol olie, dat as hierdie olie klaar raak, dan kan ons nog bygooi. Dis 'n verstandige maagd. Nou daai Christen gaan ek vir jou sê, dis die een, né? Hy kan nie Sondag by die kerk wegbly nie, né? As sy vriende kom kuier, dan sê hy na 12. Hoekom, wat doen jy? Ek sê in die kerk. Nee, maar jy kan ons my bietjie skep. Jy het my 10 jaar laas gesien, ek is op pad. En dan sê jy vir hom, ek is jammer vir jou. Né? Ek gaan in die huis van die Here wees, né? Wat is nog 'n verstandige maagd? Hy skep vir hom 'n binnekamer by die huis, 'n binnekamer by die huis. Hy stel sy foon se alarm laat hy afgaan. As hy alarm afgaan, los hy alles wat hy doen. Hy gaan in die bidkamer in. Hy gaan soek sy God. As daar 'n uur van gebed is, dan as dit vir hom moontlik is hy binne in die uur van gebed, julle. As daar 'n mannegebed is, dan gaan hy na die mannegebed toe, julle. Sy dra die naam van die Here daar buite uit. Hulle lees Bybel as 'n gesin by die huis. Hulle soek God se teenwoordigheid. Hulle bid vir mekaar. Hulle is in Jesus vasgemaak. Maagde wie se lampe vol olie is, en as jy kyk, dan loop hulle my net so kan. Die Here noem hulle die wyse maagde. Julle luister gou hierso. Moenie aanstoot neem terwyl jy nou hier sit nie. Sê, Here, verander my. Moenie aanstoot neem nie. Julle, as jy aanstoot is van die satting af, is die byt of Satan, né? Dit is van die hel af aanstoot, né? Jy neem nie aanstoot nie. Jy sê, lieflike Heilige Gees, ek het vanoggend goed in die kerk gehoor, wat ek voel, ek is glad nie in plek nie. Ek is miskien 'n maagd, Heilige Gees, maar ek is nie 'n wyse maagd nie. Ja, ek het my soeke na U verloor. Ek het my vuur verloor. O lieflike Heilige Gees, kom steek my weer aan die brand. Julle weet, Johannes die Doper kom in die boek van Matteus, kom hy en die Fariseërs en die skrifgeleerdes is daar by hom, né? En hy sê vir hulle hierdie woorde: ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. O julle, ek kom vanoggend, kerk van Jesus Christus, laat jou vlam weer brand. Julle kom op 'n plek waar daar olie binne in jou ingedrup word deur die lieflike Heilige Gees. Wil julle weet waar drup die olie op jou, in jou kan en in jou lamp? Hier is dit. Die teenwoordigheid van God. Julle, die teenwoordigheid van God. Nou praat ek nie van om jy in jou kar ry met die Here praat nie. Né? Ja, dis ook reg. Ek doen dit ook heeltyd.
Maar daar moet 'n plek wees, 'n binnekamer, waar jy voor die Here neerval, waar jy jou hart voor hom skeer, waar jy op die Almagtige wag, waar jy woordstudie vat, en waar dit jy in die Here is, in 'n plek wat jy besig is om met jou God te praat. O julle, ek kom vandag, gaan lees Sagaria 4, hy praat van die 2 olyfbome wat voor die God van die aarde staan, julle, waaruit die olie, olyfboom, olywe, olie, waar die aanvoerpype na die oliekanne toe lei en onophoudelike bronne van olie drup heeltyd in daai kanne. Onophoudelike bronne van God, julle. Die aanvoerpype is gebed. Gaan lees in Sagaria 4. Aan die een kant gaan olie in, aan die ander kant kom goud uit. O julle, wanneer jy in 'n bidkamer is, wanneer jy vir jou 'n tyd eenkant gesit het, wanneer jy voor God neerval, wanneer jy jou hart skeer, wanneer jy alleen in daai bidkamer jou hande voor die Almagtige opsteek en hom aanbid, vloei olie. Olie vloei. Aanraking vind plaas, transformasie vind binne in jou plaas. En jy word bestempel 'n wyse maagd. Almal wat voel uitnodig om 'n binnekamer, afgebreekte verhouding met die Here te bely, staan nou op jou voete. Jy is nie in die binnekamer op die plek met die Here wat jy moet wees nie. Staan nou op jou voete. Jy staan nie voor 'n mens nie, jy staan voor God. God wat alles weet en alles sien. Jy staan nou op jou voete. Wil jy dit herstel hê? Julle wil jy hê dat die Here jou moet aanraak, julle? Wil jy hê dat hy 'n vars wind oor jou in beweging moet bring en die vuur van sy Heilige Gees weer in jou aan die brand moet steek? Julle soek jy dit reg met jou hele hart? Julle weet julle wat God is ons getuie. God is in hierdie plek. Die Here wat jou liefhet vanoggend, wil jou deur sy Gees aanraak. En ek roep vanoggend dat hy, die doper van die Heilige Gees en van vuur vanoggend in hierdie plek inkom en dat hy jou kom aanraak, dat hy jou vul met krag. Dat hy jou vul met liefde terwyl jy hier voor hom staan. Wil jy dit hê? Kom ons steek ons hande op na die Here en ons doen hierdie gebed. Bid saam met my. Vader, in Jesus Christus se naam, ek bely dat ek my binnekamer verhouding met U afgeskeep het. Vul my opnuut met die olie van die Heilige Gees. Jesus Christus, doper van die Heilige Gees en van vuur, kom vul my nou en kom raak my aan in krag. Ek vra dit met my hele hart. Doen dit nou aan my. In Jesus Christus se naam. Dankie Here. Amen. Amen. Staan net so, ek gaan gou vir julle gebed doen. Vader, elke man, elke vrou wat nou hier voor U staan, Here my God, ek roep U Here, U wat die weerligte maak, U wat die reën maak, Here, U wat die lewende God is, Here, kom breek die werke van die duiwel, Here, en ek roep Vader, in Jesus Christus se naam, vir 'n doping van die Heilige Gees, vuur en krag, Here, ek roep dit Vader, oor elke man, elke vrou, elke jong mens en kind in hierdie plek nou, in Jesus se naam. Ontvang nou die Heilige Gees van die belofte in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sit julle. Hoor hierdie, en terwyl die bruidegom tal om te kom. Tal die bruidegom nou om te kom. Hy doen, dit staan nie. Kom aan julle. Hulle preek al 2000 jaar lank Jesus gaan kom. Talle my om te kom. Hoekom? Hoekom doen hy dit? Julle, dat sy die volle maat kan inkom. Dit is dat die volle maat kan inkom, julle van die Christene wat moet inkom. Daarom kom hy nog nie. Maar daarom kom hy binne in jou hart. Hoor wat sê die woord vir ons. Hy sê die koninkryk van God kom nie met sienlike tekens nie, maar is, waar is dit? Binne in julle.
Beteken nie, jy gaan nie Jesus op die wolke sien kom nie. Ja, jy gaan. Hy gaan op die wolke kom, soos wat die weerlig uit die ooste slaan, sê die woord, en tot in die weste skyn, gaan die seun van die mens kom. Dan gaan die mense sê, aarde sluk ons in voor die aangesig van hom wat kom. Maar daar's 'n ander groep, die wyse maagde. Hulle gaan nie sê aarde sluk ons in nie, want wanneer hy op die wolke in sy krag en in sy heerlikheid verskyn, julle het hulle 'n binnekamer verhouding. Daar is 'n liefde wat in hulle brand. Wanneer hy op die wolke verskyn, poef, in 'n oomblik, in 'n oogwink, gaan hulle die Here van die aarde af tegemoet in die lig, sê die woord. Ons moet ons liefde terugkry. Ons moet ons brandende passie vir ons Here moet ons weer terugkry. Weet julle, as iemand voel hy moet verander, laat ek maar eers te sê, hier staan ek moet verander, ek moet nader aan my Here, ek het 'n dieper soeke, het ek na hom nodig, julle, ek het nodig dat die Heilige Gees my weer van voor af gryp, ek soek 'n vars doop van die Heilige Gees, en dit het al reeds met my gebeur. Ek het al doping gekry van die Heilige Gees, praat in tale, profesie, drome, al hierdie goed het saam met dit gevloei, en toe kom daar 'n verdere aanvulling, wat die Here my met 'n weerligstraal, 'n ligstraal uit die hemel geslaan het, dat ek vir 3 dae in tale praat, al kon ek al, dit was die doop van vuur. En tog staan ek hier voor julle vandag, en ek voel, Here, ek het meer nodig, ek het 'n nuwe aanraking nodig, ek het die Heilige Gees nodig, kom doop my met die vuur in die Heilige Gees. Julle luister gou hierso, moet nooit vir die ding val van, ja nee, ek praat in tale, en hy okay, en hy arrived nie. Julle luister gou hier, ek gaan julle iets sê van die Heilige Gees, dis golf op golf op golf, soos die see se golwe, hier kom die een na die ander een, en ek wil iets vir jou sê, hoe meer jy ingaan, hoe meer spoel die golwe oor jou, hoe meer breek dit oor jou, julle weet die bruisende skuim, julle, hoe meer kom die bruisende skuim in die Gees, kom het so oor jou, 'n onbeskryflike liefde en 'n passie begin besit neem van jou, amen. Wil jy dit hê? Pas op vir geestelike tevredenheid. Dis die begin van om terug te val. Het jy dit geweet? Dis die begin om terug te val. So vandag terwyl jy nou hier sit, sê Here Jesus, vandag maak ek 'n nuwe besluit. Ek gaan meer tyd vir U in die woord gaan ek maak, Here. Here, ek neem 'n besluit vandag. Ek gaan meer tyd in intimiteitsgebed gaan ek met U spandeer, Here, ek gaan vir U in die bidkamer wag. Maak dit sommer jou slaapkamer. Jy sluit die deur agter jou. Jou man of jou vrou gaan weet jy is besig om te bid. Jy gaan daar binne in. Jy begin op die Almagtige roep. Amen. Begin op die Almagtige roep. O, julle luister gou hierso. Ons is geskep as seuns en dogters van God om geopenbaar te word op hierdie aarde in sy krag en in sy heerlikheid. Kom ons maak vandag. Kom aan, wat vandag se datum? Wie weet? 27ste. 27ste. Right. Kom ons maak vandag die 27ste. Né? April. Dankie. 27 April maak ons 'n omkeer in ons lewens, 'n dieper verhouding met God. Kom ons gee hom 'n datum. Wil jy 'n datum hê? Soek jy, gaan skryf hom in jou Bybel, skryf hom voor in jou Bybel. 27 April. 'n Nuwe werk van die Heilige Gees in my om volgemaak te word deur sy krag, sy vuur en sy Gees. Wil jy dit doen? Julle hoor gou hierso. Ons moet leer om weer honger te wees. Salig is elkeen wat dors het. Want hy sal, wat sê die woord? Hy sal versadig word. Elkeen wat dors het, salig is hulle. Terwyl die bruidegom tal om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En dit is hoofsaaklik die toestand van die kerk nou. Nee? Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens, ek is op 'n verkeerde hoofstuk.
Right. Maar wees maar gereed. En middernag was daar geroep, vers 6, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie. Wat beteken hierdie? Gee vir ons van julle olie. Ja, jy weet, my man, hy's 'n pastoor, jy weet. My pa, hy's 'n oud dominee, hy dien die Here jare al. My ma, sy's 'n altaarwerker. Geef vir my van jou olie, ek sal by jou olie leen. Ek sal by jou olie leen. Jaco, het jy 'n bietjie olie vir my? Sorry, jy het elke druppel vir jouself nodig. Julle luister gou, jy het elke druppel vir jouself nodig. Julle hoor, as jy wedergebore is, as jy groot gedoop is, en nou gaan ek sê, selfs al praat jy in tale en jy is met die Heilige Gees vervuld, pas op vir lauheid. Julle pas op vir afmatting. Pas op vir vervlouing. Julle, ek kom vandag met 'n ernstige boodskap na julle toe. Vat hierdie boodskap in jou hart, nee, en storm die koninkryk van God. Nou laat dit my dink aan die skrif wat sê van die dae van Johannes die Doper af. Ek wil hê julle moet vang hierdie ene. Okay, word wakker, staan gou op. Julle gaan hierdie een mis, staan gou op, almal asseblief. Het julle asem? Alright. Okay, kom ons sit. Nou is hy brein wakker. Okay, nou is hy brein wakker. Julle, okay, hoor gou hierso, julle. Jy mag nie hierdie skrif mis nie. Van die dae van Johannes die Doper af, tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm. Nie omdat hulle dood gegaan het nie. Hulle is op die aarde. Die Heilige Gees het in hulle harte kom brand. Hulle kan hulle self nie help nie. Hulle hardloop met 'n liefde en 'n passie, van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm. En bestormers gryp dit en neem dit met geweld in besit. Hoe neem hulle dit in besit? Hoe lyk geweld? Hoe lyk geweld, julle? Nee, hierdie prediker, hy skree te veel. Dan moet jy sagter praat. Het jy gesien hoe hardloop hy op die verhoog heen en weer en op en af? Julle nee, luister hierso. Wanneer daar 'n sekere liefde van jou begin besit neem en 'n borrelende, bruisende teenwoordigheid van die Heilige Gees, kan jy nie meer stil bly nie, jy kan nie stil staan nie. Julle, van die dae van Johannes die Doper af, storm hulle, Rina, hulle storm die koninkryk van die hemele. Hulle gryp dit, sê die woord, en hulle sê, hulle neem dit met geweld in besit. Jy sal sien, as ek nou vir Jaco hier oproep en ek sê vir hom, kom staan hierso, en ek gee hom my Bybel, dan gaan ek die Bybel nou met geweld by hom wegvat. Gaan dit so lyk? Gee my Bybel asseblief. Dan gaan hy sê, Hy gaan net sien, die hardloop 'n ou met 'n hensespoed op hom af. Toe hy so 6 tree van hom af is, toe raak hy airborne. Want hy gaan die Bybel nou van hom afvat. Dit mag dalk in 'n geveg opeindig. Want ek wil hê wat ek wil hê. Van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm. Ek gaan gou vir jou vra, is jy 'n bestormer? Of jy maar een van die kantlyn nou kies? Jy gooi koeldrank langs die baan. Nee, weet julle wat, ek sê hierdie goed, want weet jy wat, niemand moet langs die baan wees nie, ons almal moet op die baan wees, niemand moet loop nie, almal moet hardloop om te wen. Julle luister gou hierso, die tyd het gekom dat ons in besit moet neem wat die moeite werd is om in besit te neem. Die tyd het gekom dat ons nie meer siekies oor dit moet wees nie, julle, maar die tyd het gekom dat ons dit met geweld in besit moet neem. Kom aan, julle, kom, ons maak vandag 'n verandering in ons harte. Amen. Amen, halleluja.
OK, ek gaan klaarmaak. Ek geniet hierdie preek so want ek encourage myself. So ek wil nie eintlik ophou nie, jy weet. Julle, hoor gou hier. Maar die verstandiges antwoord toe hulle sê leen ons olie. Hoor gou hier. Die verstandige antwoord sê miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Nou hier's die ding, niemand kan vir jou olie gee nie. Sy olie is sy olie. Sy salwing is sy salwing. Die krag wat op hom lê is syne. Jy moet vir jouself binne in die allerheiligste teenwoordigheid van God gaan haal. Maar ongelukkig was dit te laat vir hulle, want die bruidegom is klaar besig om te kom. En onderwyl hulle gegaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit, en die wat gereed was, Godsoekend is, bidend is. Hulle kan nie uit die diens uit wegbly nie, hulle kan pleinweg net nie, want hulle wil hê, hulle is honger, hulle wil geplant word, hulle wil getransformeer word, hulle soek net meer, hulle is gereed, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Die deur is gesluit. Julle, luister gou hier vir my. Dis genade dat hierdie boodskap vanoggend uitgaan. Die God van liefde roep na elke liewe persoon in hierdie kerk vanoggend en sê, my kind, jy moet nader kom, my kind, jy moet my soek soos wat jy my nog nooit gesoek het nie. My kind, stel ander dinge af, maar stel my aan in daai plek in aan. My kind, skuif ander dinge, maar maak tyd vir my. My kind, jou olie is te min. En die deur is gesluit. En hoor wat gebeur. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Wat is dit? Groot verdrukking breek op die aarde uit, die bruilof is in die hemel. Julle, wie weet dat 'n Joodse bruilof vir 7 dae? Wie weet dit? 7 dae, nee, dis 'n bruilofsweek. Dis kom jy genoeg olie moet hê. Dis 'n bruilofsweek. Nou hoor gou hierso, die goddelike getal van 7. 7 jaar verdrukking. 7 jaar bruilof in die hemel. En die ander maagde is in die buitenste duisternis ingewerp. Julle is nie hel toe nie. Hulle is in die verdrukking. Hulle is in die groot verdrukking. Die ander maagde is in die groot verdrukking. Hulle is in 'n buitenste duisternis. En ek kom vanoggend na manne, ek kom na vroue, ek kom na jong mense, lieflike Heilige Gees, ek vra jy oortuig nou. Heilige Gees, gegryp mense vas. Heilige Gees, bedek hulle met die liefde. Oortuig hulle harte nou. Ek roep dit, Vader, dat ons hierdie boodskap nie ligtelik sal opneem nie, Here, maar dat dit vir ons as 'n skok deur ons liggame sal gaan. Gryp ons vas, lewende God, en transformeer ons. As jy wil hê dat die Heilige Gees met jou nou vasgryp, en as jy wil hê dat hy met binne in jou inkom, en 'n vuur in jou aan die brand steek, dat jy deel van die bruid kan wees, dat hy so 'n nuwe vuur met vars olie in jou moet giet. As jy dit wil hê, loop gou vorentoe. Staan op, loop gou vorentoe. Net as jy dit wil hê. Net as jy dit wil hê. As jy dit wil hê, dan kom jy nou. Jy kom nie na 'n mens toe nie, jy kom na God toe. As jy sou sê, Here, steek my met die vuur aan die brand. Vul my met die Heilige Gees olie nou. Here, ek soek hierdie verhouding met U nou, Here. O Here, ek wil so naby as moontlik aan U wees. Julle kom staan tot heel voor. Baie mense kom van agter asseblief. Staan tot heel voor.
Kom nader, kom nou vanoggend. Julle die Here gaan julle self aanraak vanoggend in hierdie kerk. Hy gaan met sy liefde 'n nuwe werk binne in jou doen. Hy gaan jou aanraak deur sy gees. Hy gaan jou met sy liefde penetreer, julle. Hy gaan jou nuut aanraak vanoggend. O julle asseblief, jy kom vanoggend, kom vanoggend en sê Here Jesus, gryp my en maak alles binne in my nuut. Labasharaba yaraba yaraba yende. Staan maar net so ver moontlik vorentoe asseblief. Hierso ook laat mense net kan aankom. Labasharaba yaraba yareba yareshereba yaresherebe ende. Loof U naam. Here, wees nou gefokus op die Here, vergeet my hiervoor. Praat met die Here nou net hier waar jy staan. Praat met die Here, sê Here, hier is ek. O Here, met die Heilige Gees soek ek U en ek vra U om my nou aan te raak. Julle kom ons bid saam, Vader. In Jesus Christus se naam. Here, ek het U nodig. Heilige Gees, kom nou oor my. Verander my. Stort binne in my. Nuwe olie. Steek my met die vuur aan die brand. Doper van die Heilige Gees. En vuur. Kom nou na my toe. Doop my nou. Vul my nou. Ek ontvang dit nou, Vader. In Jesus Christus se naam. Here, ek wil dit met my hele hart hê. Here, ek begeer met my hele gees daarna. Helper, help my. Help my. Gryp my. Neem besit van my. Ek haat hierdie wêreld en sy begeerlikhede. Ek werp dit weg van my. Ek roep na Jesus Christus. Vul my met U. Vul my met die Gees. Vul my met die woord. Vul my met die liefde. Ek dank U daarvoor, Vader. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Ek wil hê almal wat hier staan moet gou-gou vir my kyk. Jy's nie van hierdie wêreld nie. Julle, jy's nie van hierdie wêreld nie. Jy het niks aan hierdie wêreld nie, niks. Jy haat jou lewe in hierdie wêreld. Amen. Jy haat jou lewe in hierdie wêreld. Sê dit vir jouself, sê saam met my, ek haat my lewe in hierdie wêreld om Christus as wins te kan verkry. Dankie Here. Amen. Julle luister gou hierso vir my, né? Weet julle hoe sal ek voel? As ek weet mense was in my gemeente gewees en hulle het dit nie gemaak nie. Weet julle hoe sal dit my tref? Maar dit gaan nie oor hoe ek voel nie, dit gaan oor, julle luister gou hierso, hierdie gaan solidly oor jou. En jou verhouding met die Here. Die Here het hierdie diens spesiaal vanoggend gehou vir jou, om jou aan te raak en jou met sy liefde te vul. Die Here gee jou 'n nuwe passie. Die Here gee vir jou 'n nuwe vuur. In Jesus Christus se naam. Doper, ontmoet hom. Maak julle oë toe, ek wil graag vir julle gebed doen. Staan net so. Vader, ek kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. In die Gees. Salf ek nou elke man, elke vrou, elke jong mens en kind wat voor U staan nou, Here. En ek roep nou, stimuleer die vuur. Stimuleer die Gees. Laat dit nou brand oor hulle, Vader. O Here, maak alles nuut. Ek roep dit nou, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. In Jesus Christus se naam. Ontvang dit nou. Ontvang dit nou. Sê saam met my, Here,
Ek ontvang dit nou. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Kom ons gaan sit, julle, baie dankie. Halleluja. La basharaba yaraba yarebe. Sharaba yarre. La basharaba yarebe yarebe enne. Lieflike Heilige Gees. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Vader. Sharaba yarre shereba yalle shereba yalle genne. Heilig, 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 heilig. Rabba sharaba yarebe shereba yende. Alright julle, ek voel iets in my hart wat ek vir julle wil sê is, nee, die res van hierdie week, nee, totdat jy dit ontvang. Nee, elke dag begin net hierdie doen. Here, doop my met die vuur. Doop my met die vuur. Here Jesus, doop my met die vuur. Kom nou julle, kom aan. Ek wil vir julle sê, ek is met die Heilige Gees in vuur gedoop. Nee, ek gaan net vir julle sê, nee. Daar was nog nooit so tyd in my lewe soos toe nie. Nadat die Here my met vuur gedoop het, en dit het by 'n mannegebed gebeur. Nee, ek was nie pastoor van daai kerk nie. Ons het in 'n groepie gesit. Toe word ek met die Heilige Gees vuur gedoop. By 'n mannegebed gebeur, nadat die Here my met die vuur gedoop het, het die hele kerk begin vra, wat het met Wally gebeur? En toe begin mense na my toe kom, toe begin hulle sê, lê jou hande op my, ek wil hê wat jy het, ek wil hê wat jy het. Julle luister gou hierso vir my. Ek het nie hande op hulle gelê nie, want dit is nie vir my om dit te gee nie. Daar's een doper en sy naam is Jesus Christus. Hy doop met die vuur. Ek kom vandag, jy soek hom, jy roep hom, jy lê voor hom, jy laat hy jou aan die brand steek. Amen. Julle luister gou, in die wêreld wat ons nou bevind, hierdie wêreld skreeu in pyn uit vir manne en vroue wat die Heilige Gees draers is, wat die vuur brandend in hulle het, wat in die krag van die Heilige Gees beweeg. Jy is daai man en vrou. Jy is daai man. Jy is daai vrou. Jy is dit. Weet jy dit? Glo jy dit? Moenie vir my sê dis nie jou persoonlikheid nie. Ek gaan die diens afsluit, maar ek moet julle hierdie getuienis gee. Ek was 'n introvert, totaal en al. Van A tot Z. As mense by my maale kom kuier, dan sluit ek my in my kamer toe. Gaan ek my kamer toe. Ek wil nie met die maatjies speel nie. Ek het in die klas met niemand gepraat nie. Ek sê ouetjie wat daar agter een kant in die klas sit, wat te skaam is om met enige iemand te praat. Standaard 8 toe stuur my pa my vir aanlegtoetse by RAI, dat hy kan sien wat se rigting ek moet vat. Toe hulle terugkom, toe sê hulle, hierdie man het 'n 95% kunsaanleg, hy het 'n 85% wetenskap aanleg, maar wat ook al hy doen, hy kan nie met mense werk nie. En hulle was reg. Hulle was reg. Hulle het my spyker op die kop, 100%, dit is wie ek is. Nee, sterk in kuns. Ek weet nog nie van die wetenskap nie, maar ek hou van die natuur. Maar hoor net hierdie, né? Hoor gou hier. Dit was wie ek is. Standaard 9, doop die Here my met die Heilige Gees. En my hele persoonlikheid maak so. Woep. Toe kom die mense by my maal uit, wat het met Wally gebeur? Hy praat. Ja, julle luister gou hierso. O julle, jy is God se geroepte man, jy is God se geroepte vrou. Nee, die Heilige Gees wil 'n groot werk binne in jou doen. Laat hom toe, soek hom, bly in sy teenwoordigheid. Jou persoonlikheid is nie in die pad nie. Glo my, vra my. Jou persoonlikheid is nie in die pad nie. Wie weet julle dat ek dialeksies was? Totaal en al. Toe die Here my in die bediening inroep, toe sê my vrou vir die Here, Here, hierdie man kan nie lees nie. Hoe gaan hy vir die gemeente uit die Bybel lees? Toe dog sy, sy weet nie wat gaan sy met hierdie situasie maak nie. My eerste preek, ek sal nooit vergeet in my hele lewe nie. Ek stap uit die banke uit op.
Ek stap hier agter die kansel af op. Nee, tel die Bybel so op. Heilige Gees het my aangeraak. Tel hom op, ek lees vlot. Daai dialeksiese ding, hy's weg. Tot vandag toe. Ek kom na julle toe om vir julle vandag te sê, daar is niks wat jou Here nie met jou kan doen nie. Jy moet vir hom honger en jy moet hom soek. Amen. Amen. Halleluja. Aanbiddingspan, kom ons